Goeiemôre geliefdes, vriende, ek groet in die lieflike naam van Jesus. Ons is steeds in die boek van Derek Prince, Foundational Truths, en ons is in hoofstuk 8. En hoofstuk 8 gaan openbaringseffekte van God se woord. En ek dink u mag dalk vra, hoekom hamer hierdie mense so op die woord van God, geliefdes, die woord van God? Is dit wat vir ons staande hou? Nou in die laaste 4 hoofde het ons gesien 7 aspekte wat die woord van God produseer in ons lewens. Ek noem hulle vir u. Dit produseer geloof, dit bewerk 'n nuwe geboorte. Dit is volledige en gebalanseerde geestelike voeding vir ons. Dit bring genesing en gesondheid vir ons liggaamlike liggame. Dit gee vir ons geestelike verligting en begrip. Dit bring oorwinning oor sonde en Satan. En dit reinig ons en dit werk heiligmaking vir ons mee. So geliefdes, die woord van God doen al hierdie dinge. Ons het in die vorige 4 hoofstukke daarna gekyk. In hierdie hoofstuk gaan ons nog na 2 aspekte bykyk. En die een is dat die woord van God is 'n spieël, en die ander een is dat die woord van God ook 'n beoordelaar is. Nou ons lees van die spieël aspek in Jakobus 1 vers 23 tot 25, en in die eerste 2 verse hier in Jakobus 1 praat hy vir ons van die feit dat ons die woord moet ontvang. Die eerste aspek daarvan is dat ons die woord moet ontvang. Hy sê in vers 21 dat ons die woord met sagmoedigheid moet ontvang. Dit wil sê met die regte gesindheid van hart en gees. En die tweede aspek wat hy dan van praat in vers 22 is dat as ons die woord klaar ontvang het met sagmoedigheid, dan moet ons daders word, ons moet doeners word van die woord. So ons moet dit ontvang en dan moet ons dit doen. So hy sê eintlik vir ons hier in Jakobus 1 dat die woord moet ontvang word met die regte gesindheid. En dan moet jy dadelik, onmiddellik daarop reageer. Hy sê as ons dit nie doen nie, dan mislei ons onsself en kan ons onsself nie ware Christene of disippels noem nie, of Bybelstudente nie. So ek lees vir u Jakobus 1 vers 23 tot 25. Hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien daar kom dit deur. Ek sê die woord is 'n spieël vir ons. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien en in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Hy sê dit alles vir ons. Met die woord hoor, en dan moet ons die woord doen. En dan kan ons nie beskuldig word daarvan, dat ons dit net gehoor het nie, en dan vergeetachtig is nie, en nie weet hoe dit lyk nie. So Jakobus bring vir ons hierdie aspek by, dat die woord van God is 'n spieël vir ons. Meer daaroor nie daar wat kom. Die Here seën vir u, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat die woord vir ons 'n spieël is. Ons eer u. Amen.